wat 'n wonderlike, groot oomblik is dit om te kan sê, daar, by die kruis, at the cross where I first saw the light. Die eerste oomblik toe die lig aangegaan het vir hierdie wêreld. Toe ons besef het dat daar is iets andersins wat in hierdie wêreld ingetree het. Dit was die Seun van God. Hy het homself gestuur en daarom kon ons op lekker sing, daar is krag, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Hartlik welkom elkeen van u wat vanmôre hier is. Spesiale woord van verwelkoming vir Brendan, eerste keer wat ons om die jaar sien. Bly my broer dat die Here jou deurgedra het en weer hier by ons is. Glo dat die Here gaan ons seën vanmôre. Ek wil net vra, as iemand vanmôre met 'n verwagting gekom het, as jy gekom het vanmôre met iets in die hart, met 'n lus, steek net jou hand op en sê, Here, sien my vanmôre raak. Sien vanmôre my verwagting raak, Here. Kom sien my hart, sien my begeerte raak. Here, terwyl ons vanmôre hier 'n geleentheid het om U naam groot te maak, terwyl ons 'n kans het om ons lof en ons eer aan U te bring vanmôre, Here, bring ons dit vanmôre na U toe. Ons bring vanmôre ons dankbaarheid na U toe. Dankie dat ons vanmôre hier is. Dankie dat ons vanmôre wakker geword het, dat ons nog asem kon haal. Dankie, Here, dat ons 'n huis vir ons kop, 'n dak oor ons kop het, 'n plek om te slaap. Dankie, Here, vir familie. Here, dankie vir mense wat vir ons lief is en vir ons omgee. Here, dankie vir 'n kerk. Dankie vir 'n gemeente waar ons mekaar kan ondersteun, kan onderstraaf, Here, waar ons mekaar kan bemoedig. Here, ek wil bid dat U vanmôre met ons sal wees. Terwyl ons sing, dat U ons sal seën in ons sange. Here, elke verrigting wat plaasvind, die woord wat sal uitgaan, die nagmaal waartoe ons kom, Here, seën dit vanmôre, soos wat net U kan dit doen. Ons weet en ons verwagting is in U vanmôre, in U wonderwerkende krag van die bloed. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek gee hom ook vir Alrisa. His gladness in my soul.
Ek sit vanoggend hier nie praat van behoor. Weet jy, as God nie gesterf het op Golgotha nie, was ons nie hier nie. Dan het ons nog die sonde gedra. Halleluja. Maar een druppel bloed maak my behoor. Hy het vir Dion wat die raak gesien waar hy gelê het. Hy het by Edward en dan die raak gesien waar hulle gelê het, waar ons almal gelê het. Hy het nooit gekyk hoe jy lyk nie. Maar hy het gesê ek het jou nodig. My seun en hy het my opgetel. Een druppel bloed. Ek wil nie ongehoorsaam wees vanoggend nie toe kan sit en die profesie gaan uit. Die voel die Here ons moet op 'n ander standpunt begin staan. Kom ons almal staan net op. U glo in manifestasies. Kom ons staan net op. U staan moontlik in 'n situasie wat u by uself dink, Here, ek wil nie hier wees nie. Ek is nie op 'n geestelike vlak waar ek nou is nie. Ek moet uitkom, ek moet beweeg, iets moet gebeur. Halleluja. Al wat ons gee een trap. Een trap vorentoe. Geen net een vorentoe of regs of waar jy staan. En as jy daar staan, sê jy, Here, een druppel bloed. Halleluja. U by die deurpos het u bloed gesit. Ons gaan nou sien toe. En die beskermengel verbygestuur. Na die eerste geborenes het hulle verbygestuur. Ek wil bid, God staan nou by my stil. Die woord wat sal uitgaan, staan nou by my stil. Een druppel bloed. Gee God se liefde vir jou. Halleluja. En nou waar jy staan, sê jy vir jouself, dis 'n nuwe begin in Dion Mattheus se lewe. Wat verby is verby. Halleluja. Wat voor lê, lê voor. Ek staan nuut, want God wil ons nuut maak. Ons is koningskinders. U kan die sitplekke neem. Amen. So voorreg. Dit is so lekker. Ek weet nie van u nie. Om God se gees te gewaar. Om sy salwing te gewaar. Om te gewaar. Hy gee vir ons om vanoggend. Die tema. Die bloed van Jesus is wat saak maak vanoggend. Die bloed van Jesus, only one drop of blood, kan jou verander. En een druppel bloed, toe God hom gestort het, is die liefde wat God vir sy kinders het. Prys sy naam. Ons gaan saam lees in Johannes 6, vanaf vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Kom ons sluit hoor. Wat 'n voorreg, my koning. Ek het gewaar dat u deur beweeg by elke siel. En ons is vanoggend hier om te ontvang. U wil met ons praat. U wil vir ons gee wat uit die hemel troonsale kom. Ek wil bid, kom seën elke woord, maak my tong los. Dat God, dat u beweeg, nie die mens nie. Kom seën die begin gemeente, is my gebed in u naam. Amen. Dit is so lekker om vir die Here iets te doen. Dit is so lekker om sy naam groot te maak, om elkeen te weet, hy het op Golgotha gesterf. Ek wil net iets kry so. Ek soek een volunteer. Soek een. Steek my hand op. Kom voor my. Een. Franco, kom. Ja, geef my jou hand. Staan so. Is jy reg? Is jy doodseker is reg? Een druppel bloed. Een druppel bloed. Halleluja. Prys sy naam. Hy het geloop op Golgotha, het Jesus beweeg. Dink net, hy het beweeg daar. Hulle het hom geslaan. Hulle het hierdie gevat in sy heupe ingesteek. Die bloed het geloop. Maar wat het hy? Hy kon terugveg. Hy kon iets gesê het. Een druppel bloed. Is God se liefde. Dankie Franco. Ek het eers gedink ek gaan skrik, maar die man staan.
asof 'n mens hom gaan offer. U weet daai tyd, het hulle in die Ou Testament, het hulle diere geslag en die bloed, dit was die hele storie wat hulle doen. In die Nuwe Testament sê God, halleluja, ek het gekom op Golgotha. En toe Jesus beweeg daar en hulle steek om hier, bloed. Wie van u het al bloed verloor? Wie van u het al vir 'n oortapping van bloed gegaan? Wat gebeur as jy bloed verloor? Jy raak swak. Ek sluit nog nie af nie, want dink daaraan. Ons sit miskien vanoggend hier. Here, ek het 'n bloedoortapping nodig. Ons kom daarby. En jy weet nie wat gebeur het toe Jesus daar by Golgotha kom. Het hy nog vir die moordenaar gesê, halleluja, hy het hom nog vergewe. In die toestand wat hy is en die bloed wat hy verloor het, moes gebeur het vir my en vir u. Ons sou nie vanoggend hier kon sit as dit nie gebeur het nie. Ons sou nie kon sê, hy leef, hy het opgestaan. Maar God die Vader het geweet. Dus hy moes die pad loop. Ek ken Egiptenare, jy weet, Farao was glad nie happy met Aaron hulle nie, en Moses nie. En hulle die plaag gestuur, ek ken die 10 plaag, die springkaan, die duisternis, en alles het beweeg, maar hy het nog nie geluister nie, tot God ingetree het, en hy sê vir Moses, en hy sê vir Aaron, gaan sê vir almal, al die Israeliete, wat het hulle gedoen? Die deurposte. Halleluja. Met springkaan. One drop of blood. En toe die Jesus verbykom, en die eerstgeborenes van die Egiptenare in elke gebied, daar was die een huis wat oorgeslaan is nie. Maar toe hulle die bloed van Jesus sien, toe beweeg hulle verby. Daar's krag in die bloed. Daar's verlossing in die bloed. Daar's genesing in die bloed. Ek weet nie van u nie, maar one drop of blood het u ons lewe verander. Is jy saam met my vanoggend? Halleluja! Baie keer het ons daardie, ek noem dit 'n manier, of 'n mens moet dink is 'n geestelike manier wat ons doen. As ons in die kerk klim, pleit ons die bloed van Jesus oor ons. Weet jy, as die bloed van Jesus oor jou is, wie kan teen jou wees? Halleluja! He made the vilest sinner free. Weet jy wat beteken vilest? Hulle sê, wicked. Ek heb 'n bietjie gaan naslaan. Wicked. So jy het sonde in jou. Maar as jy met daai bietjie bloed in aanraking kom van Jesus, dan verander die sondaar na 'n koningskind. Glo jy wat ek vanoggend sê? En wie van u is koningskinders? Steek net die hande op. Ons is koningskinders in Jesus, want hy het gesterf vir ons op Golgotha. Sy bloed was gestort vir ons en nou kan ons lewe. Wie van u lewe nog? Halleluja. Wie van u lewe in Jesus? Want as hy net aan u raak, God was vanoggend teenwoordig met sy bloed, met sy engele was hy hier om ons te versterk, om ons op te tel, om ons weer nie te maak. Dit is so 'n voorreg vir my, toe ek sien Jesus beweeg so, en hy beweeg in die bloed loop, ek weet nie van hier nie, maar ja, dit was swaar geweest, dit was moeilik, maar die Vader weet, dis 'n pad wat hy moes loop, en toe hy op Golgotha kom, toe weet hy, ek het gesterf vir my sondes, al die sondes van ons op die aarde, het God weggewas in 'n oomblikse tyd. Soek ons nou ook 'n bloedoortapping? Ek dink so vanoggend, Here, is ons daar. As u nou en byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet, en sonder bloedvergieting van daar geen vergifnis plaas. God het ons pad langs gekom, ek weet nie van hoe. En ek voel vanoggend, Here, nader. Ek wil nog nader na hom toe. Wat ook al in my gedagtes en my voetegange, waar ek ook al beweeg, ek wil vorentoe gaan in God se reg. Maar is ons daar om te beweeg?
met die bloed van Jesus. Wie van ons voel, Here, ek is op 'n plek waar ek nie wil wees nie. Here, ek staan nou op 'n plekkie waar ek miskien wankel, miskien oor die afgrond kan gaan. Ek weet nie wat om te maak nie, my koning. Jy moet nou van my intree. Halleluja. Dit het tyd geword dat ons as sê, God, hier is ek. Met u bloed. Halleluja. God wil dit uit ons hart hoor. Hier is ek met u bloed. En hy wil hê ons moet 'n bloedtotapping vat. 'n bloedtotapping om te sê, Here, ek kom, ek wil deur jou vloei. Ek wil deur jou beweeg. Halleluja. Die bloed van Jesus is wat saak maak. Dat mense maak nie saak nie. Halleluja. Situasies, probleme, mense wat jou seermaak, dit maak nie saak nie. Maar God se gees, God se bloed, halleluja, is die ene wat kan hier beweeg in jou lewe. En dan voel jy iets gebeur. Ek wil meer in die kerk wees. Ek wil meer bid. Ek wil meer vorentoe beweeg in hom. As daar iets kom om van God te doen, dan sê ek daar, weet jy hoekom? Want God se bloed is aan jou. Amen. Ons is erfgename van hom. Halleluja. Oh, ons gaan eendag daarbo kom en ons Here gaan vir ons sê, my seun, jy het dit gemaak of hy gaan jou wegwys. Sal hy met talente. Maar God is hier om ons te beskerm. God is hier om vanoggend vir ons te sê, my seun, as jy nie op my plek is nie, gee ek vir jou 'n oortapping. Wie van u soek 'n oortapping van sy gees en sy salwing? Sy liefde en sy genade, ek weet nie van u nie, maar ek wil vorentoe beweeg in hom. Maak nie saak wat kom nie, maak nie saak hoe oud jy is, tot jy nou gehoor van Pastor Edward, daar is nog baie in hom, want weet jy wat, God is gefiltreer in sy bloedgange, en elke iets wat hy doen hy vir Jesus. Kan ons dit sê vanoggend, alles wat ons doen ons vir die koning van alle konings, want dis wat saak maak vanoggend, om sy naam groot te maak. Ek wil vir u nog een lees. En neem 'n bossie hierso en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk dit aan die bootdrempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in jou skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot môre nie. Die bloed is ook 'n beskerming. As jy voel maar die vyand beweeg so vinnig in my gedagtes, hy kom so vinnig na my toe, ek word so vinnig kwaad, moontlik, sê Here, laat Jesus net jou deurposte van jou hart bietjie so. Laat hy dit net begin toemaak. Halleluja, laat hy die deurposte van jou gedagtes toemaak, moontlik van jou liggaam, moontlik, laat hy dit toemaak vir jou. Die vyand kan nie inkom nie. Op die stadium is die vyand daar, ja, en hy kom in, net soos hy wil, maar al wat ek weet, die bloed van Jesus is die een wat reinig. Die bloed van Jesus is een wat ons krag gee. Die bloed van Jesus is die een wat ons verlossing gee. Oh, halleluja, maak nie saak hoe jy geleed het, jy sit moontlik vanoggend en dink, Here, ek glo nie, u kan my help, of my verlos van dit nie. Het jy al daar one drop of blood probeer? Het jy al probeer dat Jesus jou pad langs kom? Het jy al probeer dat hy jou vasvat? Halleluja! Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle kwaad. Ek weet nie van u nie, maar ek sê, Here, gee my 'n nuwe lewe. Gee my iets nuuts in my lewe. Verander my gedagtes, verander my hart, verander my moontlik oor mense, verander my dat u in beheer is van ons. En alles wat ons doen, as ons uitbeweeg en ons het die oortapping gekry vanoggend, dan sê ons, Here, vir alles vra ek in u naam. U ken dit. Wat ons gaan doen, moet ek 'n motor koop of wat ook al nie. Here, ons raadpleeg u. Want dis ons Vader wat in die hemel is. Halleluja. Hy het nie vir nie daar gestaan nie. Hy het nie vir nie dat doringkroon, toe die doringkroon op sy hoof is, toe loop die bloed so af. Oh, halleluja. En elke bloeddruppeltjie was vir ons die liefde van Jesus.
Die liefde van Jesus is wonderbaar. Halleluja. En vanoggend is ek opgewonde om te kyk wat kan God vir ons doen. En as jy nou die oortapping gekry het, dan sal ons nou lewe. Dan gee jy mos nie om wat die persoon aan jou doen, wat die aan jou doen nie, want God het jou infiltreer en jou gedagtesgange, alles is Jesus. En sodra jy met hom praat, nie soos jy die naam noem, dan gewaar jy sy teenwoordigheid. Halleluja. Ons het vanoggend so die salwing gewaar en die Gees van God. Hy het nuwe begin gemeente nog nie gelos nie. Hy het geweet, daar's potensiaal in Jesus. Ek wil my volk optel. Ek wil uitlei. Halleluja. Weet jy wat Egiptenaar en Farao het toe opgegee? En toe hy sien wat gebeur, toe gee Farao op. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, gee die vyand opvolging. Hy sien hy kan nie deur die bloed beweeg nie. Hy sien hy kan nie enige kant toe gaan nie van die bloed van Jesus. Hy het hom reeds oorwin. Hy het hom, toe hy daar op die berg te staan, toe sê vir Jesus, ek gee jou alles dit. Maar jy moet nie die Seun van God versoek nie. Halleluja. Jy praat met die een wat vir jou werke kan versit. Jy praat met die een wat jou sak, jou finansies kan verander. Jy praat met die ene wat alles kan doen. Jy praat met die ene wat binne in jou pos moet vat. En as hy binne in jou is en die bloed van Jesus is deur jou, dan begin jy huil soos Ronnie, wat God het vir ons, vir wie het God niks gedoen nie, steek jy hande op. Vir wie het God baie gedoen? Wie wil God nog eer tot een lengte vandaan? Halleluja. Wie wil nog insit vir sy werk? Ons is nie klaar nie. Al wat ek weet, ons gaan nou begin werk vir die koning van alle konings. En ons gaan mekaar ondersteun. Maar dis God se oorplanting in ons is. Halleluja. Ja, hoe kry jy die oorplanting? Op jou knieë. God wil net hê ons moet na hom nader. En dan sal hy na ons nader. Dis al waaroor dit gaan. Ons lees hy skryf weer. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Ons het die nagmaal gekom. Ja, toe Jesus die beker gee, hy sê drink, dis my bloed. Halleluja. Die bloed van die Nuwe Testament. Hy is die gekoop deur Jesus bloed tot vergifnis van ons sondes. As jy nie deel is van die tafel van hom nie, het jy nie deel aan hom nie, praat ek reg. Maar as jy deel is van hom en jy drink sy wyn, jy drink sy bloed, voel jy, Here, ek is 'n koningskind en vorentoe beweeg ek. Ek gaan getrou wees in hom, wat ook al mag kom. Ek gaan getrou wees in sy werk, want u gee my daai oortapping. Only one drop of blood. Halleluja. Gee jou die liefde van die Here. En hy het vir ons gesterf en ons kan vir hom baie dankie sê. Weet jy van u nie? Baie dankie. Want hy, as dit nie vir hom was nie, waar sou ons gewees het? Ons sou verlore gewees het. Maar vanoggend sê hy, my kinders, ek gee vir julle 'n nuwe opstoot. Ek gee vanoggend iets in julle hande. En dat die bloed van Jesus oor jou deurpos te kom, oor jou hart en jou gedagtes. En as die vyand verbykom, hy kan nie in nie. Halleluja. En al wat ek weet vanoggend, kom ons sê, Here, ons hou vas. Wie van u gaan vashou in die Here? Waai net so 'n bietjie. He's an awesome God. Halleluja. En kom ons kyk wat God vir nuwe begin gemeente gaan doen. En God het vir my en vir u nodig om die verskil in die wêreld te gaan maak. God het vir my en vir u nodig om uit te gaan en disippels van alle nasies te gaan maak. Prys sy naam. En as jy so buite beweeg en jy kom by iemand, dan gewaar jy sommer. As jy gewaar, jy staan by jou siel en jy voel, jy weet nie wat om te sê nie. Dis God se Gees. Dis sy bloed wat binne jou beweeg. Jy moet nou iets sê, Brendan. Ek is hier bo by jou kop, jy moet nou iets praat. Halleluja. Jy moet my naam uitdra. Dis waaroor dit gaan. Bloed van Jesus. Die bloed van Jesus is wat saak maak
in ons lewe. Amen. God seën sy woord. Amen. Sê wat pastoor Dion vir daardie pragtige inspirerende woord. Ek het so gedink daaroor, ons het laas jaar op 'n stadium geluister na 'n gedeelte wat hulle gepraat het rondom die bloed van Jesus. En terwyl pastoor Dion dit noem daarvan ons met die bloed van Jesus pleit, dink ek baie keer verstaan ons hierdie woorde verkeerd. Dis maklike woorde, dis woorde wat ons in Afrikaans gebruik en ons dink iets anders as wat daar bedoel is. En wanneer jy die woord pleit hoor, is dit nou so asof jy by iemand iets bedel. Jy sê, ek pleit by jou, asseblief man, wil jy nie? En is die heeltemal die verkeerde indruk wat by ons geskep word. Jy het nie nodig om te pleit dat Jesus se bloed in jou omstandighede kom nie. Dis die verkeerde verstaan. Die regte verstaan, en ons moderator, pastoor Corneille, daaroor gepraat, was sy woorde, hoe hy gebruik het, vir my pragtig uitgedruk. Hy sê, as jy by 'n hof is, voor 'n regter, dan word daar 'n pleidooi word ingedien. Hy vra hulle sê, ons ken dit, ons kyk dit in die films, dan sê hy, en hoe pleit die beskuldigde? Dis die vraag wat daar gevra word, hoe pleit die beskuldigde? En dan moet jy sê, skuldig, of jy moet sê, onskuldig. En die realiteit daarvan is, broers en susters, elke een van ons is, jy moet vandag voor God se regter gestaan het. En hy vir jou vra, hoe pleit jy? Hoe pleit jy? Moet elke een van ons sê, skuldig. Dis wat die woord van God leer vir ons. Hy sê, daar's die een van ons, wat sê dat ons is sonder sonde nie. Ons is skuldig. Maar nou kom hier die verandering in. Wanneer jy jou pleitdooi moet indien, en wanneer hulle vir jou vra, hoe pleit jy? Dan kom daar 'n ander iets op die voorgrond. Jesus self stap op, en hy sê, dit is een van myne. Hy's bloed gewas. Hy's skoon gemaak deur my bloed. Dis wat dit beteken as ons praat van pleit, die bloed van Jesus. Ons maak gebruik van dit wat reeds vir ons gegee is. Dis nie nodig om te pleit om dit te kry nie. Dis deel van jou pleitdooi wat jy indien. Ek het 'n klein gedeeltjie wat ek wil lees, en dan gaan ek jy vra om jouself te kom bedien met die nagmaal. Uit Matteus 26, en hy sê, en terwyl hy eet, neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels, en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Dit is my bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle gesing het, aan na die Olyfberg. Hemelse Vader, ons dank U vir hierdie môre. Ons dank U vir die Heilige Gees wat hier teenwoordig is. Maar meer as alles dank ons U vir die bloed. Ons dank U vir die liggaam wat vir ons gebreek is, vir ons op die kruis gesterf, en vir elke druppel bloed wat vir ons gestort is. En ek wil bid dat U die nagmaal by ons iets sal wakker maak, dat werklik as ons 'n deel het, dat ons sal weet,
Ons word, soos Pastoor Dion gesê het, gefiltreer. Ons word opnuut nuut gemaak. Ons word 'n nuwe mens gemaak. Dit is tyd vir 'n nuwe begin in ons lewens. Ek bid dat U so elkeen sal seën wat ook gebruik maak hiervan. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek nooi U dan uit, kom help Uself, kom neem deel aan die nagmaal. Goeie raad sê vir elkeen wat inskakel, motordienste. Elke Sondag om 10:00, ons is die nuwe begin gemeente. Baie opgewonde, geesgevulde gemeente. Ons hou van die beweging van die Heilige Gees en daarvoor nooi ons U uit. Sondagoggend 10:00, Vrydag aande om 7 vir die jeug en heerlike bidtier op Woensdaande by 1 Loonlaan in Robertson. God is besig om ons te ontmoet. Ons het ook 'n boufonds. Jy gaan nou die rekeningnommer op die skerm sien. Ons wil uitbrei en God se werk moet uitbrei en ons is opgewonde wat die Here in hierdie jaar vir ons gaan doen. Kom ontmoet ons. As dit op U hart lê om iets te gee vir God se werk, kom gee dit vir ons. God gaan U seën dubbel en dwars. Is my gebed vir U in Jesus naam. Amen.